Het jy al ooit uit plek uitgevoel? Jy pas net nie lekker in nie. Wat het jy daaromtrent gedoen? Die ding is dat as jy lank genoeg voel jy behoort nie, dat jy in daardie groep of omgewing kan begin agterdogtig word. Daar kan sonder dat jy agterkom 'n wantroue in jou begin groei. Dit gebeur met Herodes, wat 'n duidelike rol speel in die gebeure van Kersfees. Alhoewel Herodes 'n Joodse koning was, is hy as Idumeer gebore. Hy het nooit gevoel hy word ten volle aanvaar deur die Jode nie, alhoewel hy 'n praktiserende Jood groot geword het. Die Romeine het hom aangestel, maar ook daar het hy nie heeltemal tuis gevoel nie. Hy leef sy lewe as 'n vreemdeling in al die wêrelde waar hy rondgaan. Nou as jy glo dat niemand jou vriend is nie, dan word almal maklik jou vyand. Eerder as om te verdedig, val hy aan enigiets wat soos gevaar lyk. Sy manier van heers word dus beskryf as wreed. Ook omdat hy niemand vertrou het nie, het hy maklik besluit 'n persoon is 'n opponent. Sy magsposisie het hom toegelaat om dan doeteenvoudig die probleem, die persoon, uit te roei. En ons sien dat toe hy hoor dat daar 'n koninklike kind gebore word, hy bloot die probleem op dieselfde manier wou uitroei. Lees saam met my. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra: "Waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys." Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom ewig ontsteld. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. Hulle het hom geantwoord: "In Bethlehem in Judea, want so is dit deur die profeet geskrywe." Daarna het Herodes die sterrekykers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle na Bethlehem toegestuur met die woorde: "Gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie, en as julle hom kry, laat my weet sodat ek ook aan hom hulde kan gaan bewys." Toe Herodes agterkom dat die sterrekykers hom in die steek gelaat het, het hy woedend geword. Hy stuur toe soldate en laat in Bethlehem en die hele omgewing al die seentjies van 2 jaar en jonger doodmaak, ooreenkomstig die tyd wat hy noukeurig by die sterrekykers uitgevra het. Herodes besef nie dat hierdie koning 'n ander tipe koninkryk bring nie. Hierdie koning veg nie met swaarde nie. Hierdie koning dink anders oor mag. En hierdie koning sien geen aardse koning as dreigement nie. Hierdie koning bring vrede en wil regtig almal insluit. Nie net die Israeliete nie, almal. Ook vir hierdie groot, stikkende koning Herodes. Maar Herodes stoot weg. Soos wat hy sy vrou en hulle 2 seuns weggestoot het en op die ou einde vermoor het, stoot hy vir Jesus weg. Sy ongesonde gedagtes en emosies dryf hom tot verdere skade. Ek wonder dikwels hoe mense kom waar hulle kom. Ek wonder soms wat gebeur het dat hulle so haat, so verstoot, so alleen veg vir hulle bestaan. God sien, God verstaan. En daarom kom die goeie nuus van die evangelie ook by Herodes uit. Herodes se storie is baie hartseer en kan sekerlik dien as 'n waarskuwing, maar in sy storie sien ons ook vir God. Ons sien 'n liefdevolle God aan die werk in sy lewe. God mis niemand nie. God mis nie vir Herodes nie. En daaruit kan ons die volgende besef. Jy is genooi om te kom aanskou. Waar jy ook al in jou lewe is, watter seer jy ook al deurgegaan het en watter foute jy ook al begaan het, God sien jou raak en maak seker dat jy ook hoor dat jy kan kom kyk. Maar nie net kyk nie, jy kan kom inneem. Hy nooi jou om bewus te word van sy teenwoordigheid in die wêreld en sy teenwoordigheid in jou lewe. Hy nooi jou om te sien dat hy nie sy afstand gehou het en gewag en gesien het hoe dinge sal uitspeel as ons aan onsself oorgelewer bly nie. Hy het sommer in ons menswees ingekom om ons te kom haal. Dan kan ons ook besef, ons kry alles wat ons nodig het om te kan glo dat hy vir ons gestuur is. Dis 'n geskenk om te kan glo. En selfs dan is die krag van ons geloof veel eerder in die persoon in wie ons glo as die grootheid van ons oortuiging. Tog, sodat ons kan glo, stuur hy boodskappers met nuus.
Hy maak geleenthede oop vir geestelike gesprekke. Hy herinner jou aan wat hy in die woord sê en as jy wil sal hy jou lei na die stal toe. Gryp die geleentheid aan. Luister en praat, sien en word bewus. Lees sy woord en groei, dat jy nie net in jou denke nie, maar ook in jou hart kan weet, dat hy vir jou gestuur is. En dan is die wonderlike, dat jy nie hoef te verstaan om te vertrou nie. Ek onthou hoe my geestelike begeleier vir my gesê het, dat die teenoorgestelde van glo nie noodwendig net twyfel is nie, maar dat die teenoorgestelde van glo dalk eerder is om iets vir 'n feit te weet, want dan hoef jy mos nie te glo nie. Twyfel en geloof kan baie na aan mekaar lê. Omdat ek nie weet nie, moet ek vertrou. Omdat ek nie seker is nie, vra ek vir die moed om vas te hou, al kan ek dit nie bewys nie. Omdat ek steeds vra het, berus ek my dat hy weet. Herodes kan nie hierdie nuwe kind se koningskap lekker verstaan nie. In sy wêreld maak dit nie sin dat Jesus se koms goed kan wees nie. Maar wat as ons kan gemakliker raak met die nie weet nie, met die nie presies verstaan nie die hele prentjie hê nie. Wat ons ten spyte daarvan steeds kan vertrou. Iets soos wat die wyse manne gedoen het. Op die regte tyd sal God die volgende tree en die volgende stukkie van die legkaart openbaar. Intussen volg die ster wat hy gestuur het en kom stal toe. Kom sing en kom aanbid die God wat ons keer op keer verras. Hier kan jy besef dat jy wel behoort en dat jy welkom is. God het sommer reeds jou ingeskryf in hierdie storie. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons kom haal waar ons ook al is en die goeie nuus van U menswording met ons deel. Ons wil kom, Here. Ons wil beleef dat ons deel is van U familie wat bly is oor U seun. Dankie dat ons nie vreemdelinge hoef te wees nie. Amen.